Hallo julle, dit is die donderdag aand voor Jesus se kruisiging. En daar om die tafel het Jesus saam met die disippels vir oulaas gesels, waarhede gedeel, 'n gesprek gehad. En ons gaan iets daarvan met mekaar deel. So hierdie volgende video is eintlik net so 'n stuk ervaring vir jou en jou gesin daar by die huis. En ek wil julle uitnooi om brood saam te breek, vir julle 'n soort van 'n nagmaal voor te sit en saam as gesin die Here se genade te beleef. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, laat U naam geheilig word. Here, laat U koninkryk kom. Here, gee dat ons in hierdie tyd U liefde sal beleef. Here, dat ons meer van mekaar, meer van ons naaste, meer sal ontdek. Here, mag ons ook deur hierdie ervaring U liefde beleef. Amen. Jesus in die tuin. Jesus het geweet dat die tyd dat hy gevang en doodgemaak sou word, baie naby was. Omdat hy 'n mens soos ons was hy baie bang vir die swaar kry en pyn wat vir hom gewag het. Hy gaan toe saam met sy disippels na die tuin om daar te bid. Bly julle hier, sê hy vir hulle. Bid saam met my. Jesus het nog 'n entjie verder geloop en gebid. Vader, as dit moontlik is, laat hierdie verskriklike ding asseblief nie met my gebeur nie, maar ek sal doen wat U wil hê. Moet asseblief nie dat dit met my gebeur nie, maar ek sal doen wat U wil hê. Hierna stap Jesus terug na die disippels toe en sien dat hulle almal in die slaap geraak het. Hy maak vir Petrus wakker en vra vir hom, kon julle nie eers 'n uur saam met my wakker bly nie? Hierna het Jesus vir 'n tweede keer gaan bid. Weer was die disippels vas in die slaap toe hy by hulle kom. Hulle was net te vaak om wakker te bly. Vir 'n derde keer het Jesus gaan bid en sy Vader mooi gevra om die swaar kry van hom af weg te vat. En vir 'n derde keer het sy disippels aan die slaap geraak. Toe het Jesus vir hulle gesê, slaap julle nie tog nog altyd nie? Word wakker, want dit het nou tyd geword, dat die slegte mense my sal vang en doodmaak. Toe die disippels uit die tuin kom, sien hulle 'n klomp soldate met lanterns en swaarde na hulle aangeloop kom. Judas het heel voorgeloop. Dit was hy wat vir die soldate gewys het waar hulle vir Jesus kon kry. Die Joodse raad
wou hê hulle moes vir Jesus vang, sodat hy doodgemaak kon word. Al die disippels was baie bang, maar Jesus was nou nie meer bang nie. Hy het sommer self nader gestap. Wie soek julle? Vra hy vir die soldate. Jesus van Nasaret, antwoord hulle. Dit is ek, sê Jesus. Judas kom toe vorentoe en soen vir Jesus. Dit was die teken dat Jesus die man was wat die soldate moes vang. Jesus was baie hartseer dat Judas, wat een van sy disippels was, hom verraai het. Judas, verraai jy my met 'n soen? Vra Jesus vir Judas. Petrus het 'n swaard by hom gevat. Hy wou vir Jesus help. Hy trek sy swaard vinnig uit en kap een van die mense wat vir Jesus kom vang het, sy oor mors af. Die man se naam was Malchus. Jesus sê toe dadelik vir Petrus om sy swaard weg te sit. Ek is gewillig om te doen wat my Vader wil hê, sê Jesus. Hierna raak hy aan Malchus se oor en maak dit gesond. Die mense wat vir Jesus gevang het hom na die huis van Kajafas gebring. Kajafas was die hoof van al die Joodse priesters. Petrus het stilletjies saam met die mense wat Jesus gevang het gestap. En in Kajafas se agterplaas het hy langs 'n vuur gaan sit. Een van die diensmeisies wys toe na Petrus en sê vir die mense wat saam met hom om die vuur sit. Daardie man was ook saam met Jesus. Dit is nie waar nie, stry Petrus. Ek ken hom glad nie. Net 'n rukkie later het iemand anders ook vir Petrus herken en gesê, hy is een van Jesus se vriende. Weer het Petrus gesê, nee ek is nie. Na 'n ruk het 'n derde saamgestem. Hierdie man kom uit Galilea. Hy het saam met Jesus gestap. Petrus het kwaad geword en vir die man gesê, ek weet glad nie waarvan jy praat nie. Toe hy nog besig was om te praat, het daar iewers buitekant 'n haan gekraai. Jesus het omgedraai en reguit na Petrus gekyk. Skielik het Petrus Jesus se woorde onthou toe hy vir hom gesê het, voordat die haan kraai, sal jy 3 keer sê dat jy my nie geken het nie. Petrus was baie hartseer dat hy gemaak het of hy Jesus nie ken nie. Hy het buitentoe gestap en bitterlik gehuil. Voor Pilatus, omdat net die Romeinse goewerneur iemand kon laat doodmaak, het die priesters vir Jesus na Pilatus gevat. Hy het vir Jesus gevra, is jy die koning van die Jode? Dit is soos u sê, antwoord Jesus. Jesus het doodstil gebly toe die priesters allerhande leuns oor hom vertel het. Pilatus het goed geweet dat Jesus onskuldig was, maar hy wou nie die Jode kwaad maak nie. Sy vrou het hom egter laat weet dat sy oor Jesus gedroom het en dat Pilatus hom moes loslaat. Pilatus het 'n slim plan gemaak om Jesus te help. Dit was die gewoonte dat die goewerneur tydens Paasfees vir die Jode 'n gevangene uit die tronk laat kom het. Daar was baie gevaarlike gevangenes wie se naam Barabbas was. Pilatus vra toe die mense, wie hy vir hulle moet loslaat, Jesus of Barabbas? Barabbas, Barabbas, skree almal. Wat moet ek met Jesus maak, vra Pilatus vir hulle. Kruisig hom, skree die skare. Maar wat het hy verkeerd gedoen, vra Pilatus weer. Kruisig hom, het die klomp mense aangehou skree. Pilatus was bang dat die skare mense sou hand uitdruk. Toe laat hy 'n skottel water haal en was sy hande om te wys dat hy niks met Jesus se dood te doen wou hê nie. Hy het vir die soldate gesê om Jesus met swepe te slaan en hom dood te maak.
Jesus aan die kruis. Die mense wat by die kruis verbygeloop het, het aangehou met Jesus te spot. As jy regtig God se seun is, klim dan van die kruis af, het hulle geroep. Jesus was baie hartseer dat die mense vir wie hy so lief was, dat hy bereid was om vir hulle doodgemaak te word, so lelik met hom was. Alhoewel die mense vir wie hy na die wêreld gekom het, nie in hom wou glo nie, en hom aan die kruis laat vasspijker het, was hy nog altyd lief vir hulle. Hy het God gevra om hulle die verkeerde dinge wat hulle gedoen het te vergewe, omdat hulle nie geweet het hoe seer hulle hom maak nie. Jesus het baie swaar gekry aan die kruis. Hy het omtrent 6 uur lank aan die kruis gehang. Toe die 12 uur die middag was, het dit pikdonker geword. Teen 3 uur het Jesus vir God gevra, waarom hy nie meer by hom was nie. Die hele tyd moes Jesus verskriklike pyn verduur. Die heel swaarste was nie vir hom dat hy so seer moes gekry het nie, maar dat God hom aan die kruis alleen gelos het. Aan die kruis is Jesus vir alle mense se sonde gestraf. God het Jesus alleen aan die kruis gelos, sodat ons nooit weer sonder God hoef te wees nie. My God, waarom het U my verlaat? Ek staan skuldig voor U, Heer, voor U, my Vader, wat regeer. Ek is nederig in my hart, en my siel is so verward, en my lewe is vuil voor U troon. O Heer, vergewe my. O Heer, kom maak my vry van die sondelas. O kom na my om dit skoon te was, want ek wil weer vlekloos voor U staan. Die wyn en die brood wat ek nou neem, is 'n teken van vergifnis en van seën. Al die liefde binne my, kom en borrel in my vry, en die oorsaak is die Gees wat in my bly. O Heer, vergewe my. O Heer, kom maak my vry van die sonde.
want ek wil weer vlekloos voor U staan. O Heer, vergewe my, o Heer, kom maak my vry, van die sondelas, o kom na my, om dit skoon te was. Vergewe my, o Heer, vergewe my, o Heer, kom maak my vry, van die sondelas, o kom na my, om dit skoon te was, want ek wil weer vlekloos voor U staan. Ja, ek wil weer vlekloos voor U staan. En dit is die storie van Jesus se lyding, kruisiging en dood. En hierdie storie van Jesus se lyding, kruisiging en dood is woorde wat ons baie keer sommer so half maklik aanhaal. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, kan lewe. Hierdie is nie sommer net woorde wat ons moet herhaal en te sê, God het die wêreld so lief gehad. Geliefdes, hierdie storie vertel hoe lief God die wêreld gehad het. En wanneer ons sommer net ook om die tafel kuier, saam eet, saam as geliefdes saamkom, dit was vir Jesus so belangrik. Dan breek ons die brood saam, ons gebruik die wyn saam, vir verskeie redes, maar hierdie aand, hierdie jaar, hier waar ons net as gesin saam sit en saam die brood breek, saam met die beker drink, mag ons onthou hoe lief God ons het, en mag ons vol word van daardie liefde. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortreding, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Want Here, aan U behoort die koninkryk en die mag en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. Julle kan geleentheid gebruik om die brood met mekaar te deel. Breek dit, gee dit vir mekaar. Want die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van die Here Jesus Christus. Eet dit, dink daaraan en weet dat die Here Jesus Christus ook vir jou gesterf het aan die kruis en dat sy lyding ook vir jou sondes was en is. En dat sy liggaam se breek ook tot genesing sal wees van ons sondes en ook van hierdie moeilike tyd.
Amen. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van die Here Jesus Christus. Drink dit en onthou dat Jesus se bloed ook tot volle verlossing van jou sondes en bevryding van jou as mens gevloei het. Eet die brood, drink die wyn en onthou, dit is net Jesus Christus self wat ons ook deur hierdie tyd sal lei. En mag die krag van die Heilige Gees julle volmaak, sodat julle meer en meer van hom kan hê. Amen. Toe dit buitekant pikdonker geword het, terwyl Jesus aan die kruis hang, het daar 'n baie snaakse ding gebeur. Die gordyn in die tempel het sommer van self van bo tot onder middeldeur geskeur. Mense kan nie van self by God uitkom nie, omdat hulle te veel verkeerde dinge doen. Die priester moes dit altyd 'n offer bring, sodat God die mense se sonde kon vergewe. Maar toe Jesus aan die kruis sterf, was hy self die offer. Omdat hy vir ons sonde gesterf het, is daar nou weer 'n ander offer nodig nie. Ons kan nou self vir God vra om ons sonde te vergewe. Hy sal dit doen, omdat Jesus klaar vir ons sonde aan die kruis betaal het. Hierna het Jesus uitgeroep: dit is klaar. Dit is volbring. Hy het sy kop op sy bors laat sak en sy laaste asem uitgeblaas oor ons.